Goeiemôre, Johan Spies hier en ons gaan voort in ons reeks oor die Omega leer. En vandag kom ons by die 10de aflewering, maar ons begin vandag eintlik eers met Openbaring. Die eerste 9 bydraes wat gelewer is om agtergrond te gee, dat 'n mens verstaan wat aangaan en waaroor Openbaring handel, voordat ons dan begin gesels oor hierdie baie belangrike boek. So dit is dan die tema waarby ons vandag uitkom. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Heiland, dankie dat ons tot U kan nader. Here, baie dankie dat U vir ons sê, dat as ons van U wysheid vra, U dit vir ons sal gee. En Here, ons vra van U die wysheid, dat ons U woord sal verstaan. Veral hierdie profetiese boek, wat dikwels as so moeilik beskryf word. Here, gee dat ons sal verstaan waaroor dit gaan, maar veral dat ons sal voorberei vir die tye wat beskryf word in Openbaring. Wees dan met ons, open U ons oë, dat ons kan sien wat U vir ons sê. Open ons ore, dat ons kan hoor wat U vir ons sê. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen. Goed, so vandag is ons dan by die eerste gedeelte, die eerste hoofstuk van Openbaring, en ek hanteer Openbaring heeltemal anders. Dit is die 3de keer wat ek 'n reeks opstel oor Openbaring, en in die ander het ek meer 'n woord vir woord verduideliking eintlik gegee van wat aangaan. Maar die hele doel met hierdie reeks waarmee ons nou besig is die praktiese toepassing van dit wat ons lees teenoor die tyd waarin ons leef en hoe ons die twee dinge bymekaar kan kry. Ek gee onder hierdie bydra sal ek 'n skakel gee wat jy kan gaan kyk na die ouer bydra. Ek dink is in 2022 wat uitleg is vers vir vers van wat in Openbaring staan. So as ons begin lees en ons begin by Openbaring 1 en ons kyk na die eerste 2 verse eers, dan lees ons die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Waarop dit neerkom is dat die regte benaming van hierdie boek moet wees, die openbaring van Jesus Christus geskryf deur die apostel of disipel Johannes. So God wil hê dat ons hierdie boodskap moet hê, of dat ons hierdie boodskap moet ontvang. En ons sien dit veral as ons die 3de vers lees. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. So in 95 na Christus was die tyd reeds naby. Ons is nou bykans 2000 jaar nader aan hierdie eindtyd. En daar was 'n afwagting in daardie tyd dat die einde kan aanbreek en dat mense gereed moet wees daarvoor. Hoeveel te meer moet ons nie gereed wees vir dit wat kom nie? En hoe dikwels hoor jy in kerke dat daar uit Openbaring gepreek word? En as daar gepreek word, is dit heel dikwels 'n heeltemal verdraaide stelling wat na vore kom. Maar as ons die seëning wil ontvang, moet ons praat oor hierdie boek en ons moet luister na dit wat in hierdie boek opgeteken staan. So dit is dan die inleiding van Openbaring 1. Ons kom by die volgende gedeelte en nou ontvang Johannes opdrag om aan die 7 gemeentes in Asië te skryf. Dit begin met die groetwoord genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. Kom ons kyk net eers na daardie gedeelte. Dit was die standaard groet van daardie tyd, maar hier gaan dit oor hom wat is, wat was en wat kom. Jesus Christus was van die skepping af daar. Jesus Christus is met ons en Jesus is tot in ewigheid en hy gaan weer kom sodat ons saam met hom die ewigheid kan deurbring. En dit bring ons by die volgende sinnetjie wat vir baie mense baie probleme veroorsaak. En van die 7 geeste wat voor sy troon is. En nou kom eers een van Jesus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde.
Verlede week het ek vir u vertel van die verskillende opstandings en vertel waarom daar na Jesus verwys word as die eerstgeborene uit die dood. Hy is die eerste een wat die eerste opstanding meegemaak het. Die tweede groep wat die eerste opstanding meegemaak het, is diegene wat in Christus sterf voordat die wederkoms plaasvind. So net om hierdie onderskeid te beklemtoon. Dan is die gedeelte wat ook probleme skep, die 7 geeste. Die meeste konservatiewe verklaarders van die Bybel skryf dit toe aan 7 eienskappe van die Heilige Gees. En hierdie eienskappe van die Heilige Gees word in Jesaja 11 vers 2 vir ons beskryf. En op hom sal die Gees van die Here rus. So eerstens is dit die Gees van die Here, die Gees van wysheid is punt 2 en verstand punt 3, die Gees van raad punt 4 en sterkte punt 5, die Gees van kennis punt 6 en die vrees van die Here punt 7. So dit is als magte van die Heilige Gees en ons moet die Heilige Gees vra vir hierdie dinge. Soos ek in die aanhef gebid het, ons moet vra vir die wysheid, die verstand, die kennis, dat ons hierdie gedeelte kan verstaan. Dwars deur die Bybel sien ons dat die vrees vir die Here is kennis van dit wat hy wil hê wat ons moet doen. En die vraag is dan altyd, doen ons dit wat hy wil hê ons moet doen? As ons verder kyk na hierdie gedeelte, gaan hierdie brief dan aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het. So dit is die evangelie boodskap wat verkondig word. Dit is wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Toe hy in die kruis gesterf het, is daar deur sy bloed vir ons vergifnis gekom, mits jy aanvaar dat hy God is en dat hy aarde toe gekom het en ter wille van jou gesterf het. En hy het ons gemaak konings en priesters vir God en Vader. Aan hom, is aan Jesus Christus, die heerlikheid, die krag tot in alle ewigheid. Amen. Is dit ook jou gebed? Is jou gebed ook dat ons alle eer aan God moet bring, omdat hy ons so lief gehad het, dat terwyl ons nog sondaars was, hy sy seun gegee het om aan die kruis te sterf, sodat daar vir ons vergifnis van sondes kan kom. Dan die laaste gedeelte, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Kom ons kyk net eers hierna. Ons weet dat Jesus weer kom aarde toe. En ek het in vorige bydraes in hierdie reeks vir u gesê, hy kom 2 keer. Die een keer kom hy nie tot op die aarde nie, hy kom ons in die lig ontmoet. En is die ons waarvan ek praat is alle wedergebore Christene wat op daardie tydstip nog leef, sal hom in die lig ontmoet. Maar ons het ook gelees dat daar in 1 Korintiërs 15 en ook in 1 Tessalonisense 5 geskryf staan, dat ons nie voor die wat reeds in Christus gesterf het sal wees nie. Hulle sal eers uit die dood opstaan, so nog 'n eerste opstanding, en dis die tweede groep wat uit die dood uit gaan opstaan, en hulle en ons sal saam by Jesus uitkom. Wat gebeur as jy nog leef op daardie tydstip? Is jou liggaam gaan verander en jy gaan 'n verheerlikte liggaam hê, en dit is die toestand waarin jy God gaan sien. Weer terug na dit wat hier in Openbaring vir ons beskryf is, elke oog sal hom sien. Dit is eers met sy wederkoms die tweede keer, die keer as hy kom tot op die aarde, wat elke oog hom sal sien. Die keer as hy halfpad terugkom aarde toe om ons in die wolke te ontmoet, gaan dit net die gereddes wees wat hom sien. En dan kom die uitspraak, en hierdie uitspraak is waar die naam van hierdie reeks vandaan kom, die Omega leer, waar Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom,
die Almagtige. So Jesus is God. Dit word hier duidelik gestel. Nie soos die party van hierdie gelowe wat ons tans kry wat jou in jou huis kom besoek en dan vir jou sê, hulle aanvaar Jesus, maar as jy vir hulle vra wie hy was, dan sê hulle, hy was 'n goeie mens gewees. Jesus is God. Hy's God wat uit die hemel neergedaal het om saam met die mens te woon, om tussen die mense te beweeg. En ten spyte daarvan dat hierdie absoluut regverdige persoon tussen die mensdom beweeg het, het die mensdom hom steeds nie aanvaar nie. Hulle het hom verwerp en hulle het hom tot so 'n mate verwerp dat hy aan die kruishout moes sterf, maar dit was als deel van God se raadsplan. Hy moes aan die kruishout die vloek wat vir ons die dood moes bring, het hy op hom geneem, sodat daar deur sy wonde vir ons genesing van ons sondes kan kom, dat ons geestelik herstel kan word. Hy is die Almagtige, hy is God. As ons aangaan van vers 9 af, dan kry ons eerstens Johannes wat beskryf dat hy wie hy is, dat ons daaruit ook kan leer. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Die disippels het almal 'n marteldood gesterf, behalwe Johannes. Johannes is as banneling na die eiland Patmos gestuur, waar die owerhede wou gehad het hy moet doodgaan. Maar God het aan hom die genade betoon en God het vir hom hierdie laaste opdrag gegee om die laaste boek van die Bybel, om die Omega leer te skryf, dat ons hierdie leer kan lees, dat ons sien wat wag en dat ons bemoedig kan word daardeur, dat ons kan sien dat hy God is en dat hy ons redder is. En nou skryf Johannes, ek was in die gees op die dag van die Here. Met ander woorde, dit is nie dat hy liggaamlik daar was nie. Jesus of God het hom weggevoer, soos wat ons die wegraping beskryf het. En dit is op die dag van die Here, en in die Nuwe Testament word die dag van die Here beskryf as Sondag, nie die Sabbatdag nie. Dit word uitdruklik beklemtoon wat die Sabbatdag is en die dag van die Here. Die dag van die Here is die dag waarop hy opgestaan het. Dit is die eerste dag van die week wat ons ken as Sondag. En dan gaan dit verder. En ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna, en Pergamus en Thyatira, en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Met ander woorde, dit is Jesus Christus wat hier praat, en Jesus Christus sê hier dat hy die Alfa en die Omega is, die eerste en die laaste, en Johannes ontvang opdrag om alles neer te skryf en vir ons te vertel. En ons word geseën as ons hierdie boodskap hoor. Net vinnig 'n blik op dit wat hier beskryf word. Ons sit met die 7 gemeentes, dit is Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En as ons kyk na hierdie 7 gemeentes, is hulle in 'n vierkant wat ongeveer 50 km by 50 km groot is. So dit is 7 gemeentes redelik naby mekaar. En daardie gemeentes verteenwoordig die kerk deur die eeue en vertel vir ons wat gaan gebeur met al hierdie dinge. Maar ons gaan in hoofstuk 2 en 3 by hierdie verskillende gemeentes stil staan. Ons gaan voort met Openbaring 1 vanaf vers 12. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek omdraai sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Hierdie seun van die mens word dikwels ook verkeerd vertolk. As u teruggaan en u kyk in Daniël, sal u sien
dat Jesus word as die seun van die mens daar beskryf. Op party plekke word verwys na die seun van die mens en dan is dit nie met 'n hoofletter geskryf nie as die anti-kris. Maar hier is dit van Jesus wat gepraat word. Hy het 'n kleed wat tot op sy voete hang. Hy is gegord om die bors met 'n goue gordel. Dit is kenmerkend van die koning. En ons praat hier van die koning van konings, die koning van alle eeue. En nou kom ons by 'n interessante gedeelte. In die evangelies hoor ons nooit hoe Jesus gelyk het nie. Ons het nie 'n idee of dit hy 'n lang of 'n kort man was. Ons het nie 'n idee wat sy skakering van sy vel was nie. Was hy spierwit? Was hy pikswart? Ons kan aanvaar dat hy tipies soos die Jode gelyk het, met ander woorde ligbruin. Maar dit is 'n aanname wat ons maak. Maar nou lees ons hier, sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. Jesus Christus word hier vir ons beskryf, en die beeld wat ons hier kry is van 'n ou man, van die hoof waar die hare reeds heeltemal wit is. Nou kom die groot vraag, wie is die oudste, God of Jesus? En as u gesê het God is die oudste, dan begaan u 'n fout. Want die drie eenheid is saam van die begin af. Dit is God wat as drie verskillende individue werksaam is. En God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is presies ewe oud. En ons kan ook nie 'n ouderdom aan hulle koppel nie. Hulle is vir ewig. En hierdie is vir ons menslike begripsvermoë iets wat ons net nie kan verstaan nie. Ons kan nie 'n wêreld verstaan of 'n ewigheid verstaan. Ons weet nie wat is 'n ewigheid nie. Ons weet nie hoe is dit moontlik dat daar nie tyd kan wees nie. Maar in die hemel gaan daar nie tyd wees nie. Ons dink aan 'n baie bekende liedjie wat ons dikwels sing, Amazing Grace. En in die 3de versie is daar dan 'n gedeelte wat reëlreg teen die skrif is. Al is ons daar vir 'n 10.000 jaar, daar gaan nie tyd bestaan as ons in die hemel is nie. Dit is vir ewig. Ons kan ons nie so iets indink nie. Maar daarom as ons lees van 'n persoon wat oud lyk, van God wat oud lyk, dink ons altyd in terme van God die Vader. Maar hier word gepraat van Jesus, God die Seun. Maar soos ek reeds gesê het, die Seun en die Vader is ewe oud, omdat die Vader nie die Seun geskep het op enige manier nie. God is van ewigheid tot ewigheid. So Jesus Christus en die Heilige Gees was in die begin daar. Gaan lees gerus Genesis 1 vers 1. Dan sal u sien, as u veral kyk na die oorspronklike taal, die woord Elohim word gebruik, wat die meervoudsvorm van God is. God die Vader het gespreek. In Johannes 1 vers 1 lees ons, die woord was by God en die woord was God. Met ander woorde, as God die Vader gespreek het, is dit Jesus Christus waarvan gepraat word. En dan lees ons in Genesis 1, as ons nog so vers of 2 aangaan, van die Gees wat oor die waters gesweef het, dit is die Heilige Gees. So ons lees van die begin van die Bybel af, van die drie eenheid, en die drie eenheid was van altyd af daar. Dit bring ons terug by hierdie diep stem, die basuin, die stem van baie waters, die vreemde voorkoms, sy oë soos 'n vuurvlam. As ons weer terugkyk en ons kyk na die skepping, dan sien ons dat daar lig was. God het lig geskep. En toe is die instrumente wat lig maak, die son, die maan en die sterre, is eers daarna geskep. Ons kan ons nie so iets indink nie. En daarom maak die wetenskap gebruik van goed soos ligjare, en daaruit probeer hulle aflei wanneer die skepping moes plaasgevind het, of in hulle woorde, wanneer die Big Bang moes plaasgevind het, en hulle herlei dit na menslik verstaanbare goed, soos tyd, en daarom het ligjare ingekom. Lig was daar
voor die bron gebore is. Dit is ook iets wat vir ons menslike verstand ons kan dit nie begryp nie. Ons kan nie verstaan dat daar lig kan wees as jy nie eers die lig aangesteek het of die vuur aangesteek het of wat ook al nie. Maar ons werk hier met God. Of God werk eintlik met ons. En ons moet hom vra om ons gereed te maak om hierdie dinge te kan aanvaar. In sy regterhand het hy 7 sterre gehou en jy gaan hier dikwels sien die rol wat die getal 7 is volmaaktheid, wat dit hier speel. Dit is 7 goue kandelare, ons het net nou van 7 gemeentes gehoor, nou is dit 7 sterre wat hy hou. En uit sy mond kom 'n tweesnydende swaard, en as ons lees in Hebreërs, dan sien ons dat uit Jesus se mond gaan die woord van God kom soos 'n tweesnydende swaard. Dit gaan skeiding maak tussen siel en gees. Tussen murg en ek kan nie nou dadelik dink wat is die ander nie. Ek is jammer dat ek my Bybel so swak ken. Maar dit is waaroor hier gepraat word. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Net die teenwoordigheid van Jesus gee die lig waaroor ek net nou gepraat het. Hy straal hierdie lig uit. Hy het met die skepping daardie lig uitgestraal. En as ons kom by Openbaring 21 en 22 en ons lees in die einde, gaan daar nie meer 'n son en 'n maan en sterre wees nie, maar dit gaan die lig van Jesus wees wat alles verlig sodat ons kan sien. En dit is wat ons nie verstaan nie. Maar in Matteus, in die bergprediking, kry ons ook die opdrag dat ons sy lig moet weerkaats, dat ons sy lig moet uitstraal, dat ander in ons lewe sy lig kan sien. Met ander woorde, mense moet nie vir jou navolg en sê hulle wil soos jy wees nie. Hulle moet in jou kan sien dat die lig wat in jou lewe is, van God kom. En hulle moet na God streef. Jy's onbelangrik in hierdie hele proses. Ek is niks wat nou met u praat nie. Maar ek moet hier wees, ek moet probeer om die lig van God uit te straal deur die eter, sodat julle God kan sien in die woorde wat ek sê, en God kan verheerlik vir hierdie dinge wat hy gedoen het, dat hy ons die krag gee, dat ons sy woord kan verkondig, en ons moet hom vra om ons te help om sy woord verder uit te dra. Dit wat ek nou hier vir u gesê het, is sake waaroor daar teologiese boeke geskryf kan word, maar ek probeer vir u die kort antwoord gee. Glo, dit is wat jy moet doen. Jy moet in hierdie dinge glo, jy moet dit nie probeer verklaar nie. Weereens, Jesus se woorde toe hy op aarde was, is dat as ons die geloof van hierdie klein kindertjies gehad het, maar ons dink ons is wys, en in ons wysheid fouteer ons, want ons probeer hierdie goed uitwerk. Ons gaan verder met die laaste paar versies van Openbaring. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Die krag van God, die lig van God wat uitgestraal word. En kom ons kyk net na wie dit is wat hierdie woorde hoor. Dit is Johannes, die geliefde disipel, die een wat op die bors van Jesus gelê het as hulle geëet het. En hy herken nie vir Jesus nie. Jesus is vir hom vreemd. As ons gaan na Jesaja se profesie, dan staan daar dat hy 'n aangesig gehad het dat niemand hom sou raak sien. So, dit was nie 'n skoonheid nie, dit was 'n gemiddelde mens. In die Kersboodskap het ek vertel dat hy gebore is normaal, soos ek en jy, en hy het as 'n kindjie na die aarde gekom. En sy groot taak het hy volbring toe hy aan die kruis vir ons gesterf het. Maar ons vier ook sy geboortedag, maar ons moet op sy geboortedag ook dink aan sy dood, want dis deur sy dood wat daar vir ons vergifnis van sonde kan kom. So dit is onmoontlik om net een ding uit te haal. Daarom moet ons 365 dae per jaar moet ons Kersfees vier, want dit is die hoeveelheid dae
in 'n gewone jaar, skrikkeljaar moet ons een dag meer vier. Dit wat God vir ons gedoen het. Verder lees ons dan hier, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Ekskuus, ek het vergeet, ek wil net weer teruggaan na die vorige gedeelte wat ek gelees het. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Jesus het aan die kruis gesterf en dit het die soldate gesien toe hulle die spies in sy sy steek en hulle sien die bloed en water wat daaruit vloei. Maar dan kom ook die woorde, en ek leef. Hy het die dood oorwin, hy het die sonde oorwin. En daarom het ons in die begin gelees, of nee, ons lees dit nou in hierdie vers, dat hy het ook die sleutels van die doderyk en die dood. Hy het die dood oorwin, sodat ek en jy die ewige lewe kan kry. Hoe dikwels dank ons hom daarvoor? So, dit is die agtergrond van hierdie gedeelte. Dan kom die opdrag na Johannes, skryf die dinge op wat jy gesien het, dit wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Kom ons kyk net eers daarna. Dit wat hy gesien het, met ander woorde, dit wat in die verlede gebeur het, dit wat hy op daardie oomblik sien, dit wat is, sowel as dit wat gaan gebeur, met ander woorde, wat in die toekoms gaan gebeur. En nou begin Jesus aan Johannes openbaar wat in die toekoms gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Ons het net nou gekyk na die 7 gemeentes, waaroor daar gepraat word. En nou word daar genoem die engele van die gemeentes. En weer eens, die meeste konservatiewe mense wat kommentare geskryf het oor die Bybel, sê dat hierdie engele is die predikante van hierdie gemeentes, die leier van die gemeente. Maar of dit die leier van die gemeente is of 'n werklike engel, maak nie saak nie. So, dit is die 7 gemeentes, dit is die 7 kandelaars, en dan is daar 'n leier in elke gemeente, en daardie leier moet die gemeente reglei. In ons volgende bydrae, as ons kyk na hierdie gemeentes, gaan ons sien wat gebeur het as die gemeente afgewyk het en nie herstel het na die toestand wat God gesê het hulle heen moet herstel nie. So dit wat ek vandag hier vir u gee, is die inleiding tot waaroor Openbaring gaan. Openbaring 1 is dit wat was. Met ander woorde, Jesus beskryf hier dat hy in die kruis gesterf het ter wille van ons. Hoofstukke 2 en 3 skryf oor dit wat gebeur, dit wat tans aan die gang is. En ons gaan volgende keer daaroor praat. Dan beskryf hoofstukke 4 tot 18 vir ons wat in die toekoms gaan gebeur. En dan hoofstukke 19, 20, 21 en 22 vertel vir ons van die heel laaste rukkie wat dan gaan gebeur. So Openbaring is nie 'n boek wat handel oor goed teen kwaad en dat goed kwaad wen nie. Dit is 'n boek wat ons vertel van dit wat voor lê, wat naderhand in die geskiedenis gaan wees. As ons in die hemel kom, gaan dit geskiedenis wees. Maar tans is dit iets wat in die toekoms vir ons voor lê, dat ons kan voorberei, dat ons kan sien hoe ons moet leef om by hom uit te kom, dat ons die ewige lewe kan bekom. So as ek dan vandag se les saamvat, dan sien ons dat die inleiding beskryf dat dit die openbaring van Jesus Christus is, wat deur 'n engel aan die apostel Johannes gegee is. Johannes moes briewe aan 7 gemeentes in Asië skryf, waarin hy Jesus se siening oor die kerk van moet getuig. En in hierdie briewe kry ons 'n voorsmaak van Jesus se wil vir die mensdom. Maar hierdie gedeelte beskryf ook vir ons die 3-eenheid, soos ek met julle gepraat het oor die ouderdom. Ons sien Jesus se betrokkenheid by die kerk. Ons het nou gesien, hy hou die kerke in sy hand. Hy is die hoof van die kerk. En ons leer van sy almag. Ons kom al hoe meer onder die besef van sy grootheid en die feit dat hy vir ewig daar is. Ons begin verstaan waarom mense hierdie boek
moet lees en waarom mense wat hierdie boek lees geseënd sal wees. Hierdie laaste boek van die Bybel, die Omega leer, maak ons toenemend bewus van God se liefde en genade en dit trek ons al hoe nader aan ons Verlosser. Kom ons volstaan vanoggend hiermee. Voor ek afsluit, voel ek is daar net nog iets wat ek moet sê, en dit is oor die volgende les wat ons gaan gebruik, net om hier te wys hoe verkeerd mense Openbaring vertolk. Ek wil spring na Openbaring 3 vers 20 toe. In Openbaring 3 vers 20 skryf Jesus dat hy staan by die deur en hy klop. En as jy oopmaak sal hy ingaan en met jou fees vier. En hierdie sin word so dikwels gebruik, of hierdie vers word so dikwels gebruik, om vir mense te sê, die Here staan by die deur van jou hart en jy moet die deur oopmaak en hom innooi. Tot 'n mate is dit waar, maar as ons in die konteks lees waarin geskryf word, is dit deel van die brief wat aan die gemeente van Laodicea geskryf is. En Jesus staan by die deur van die gemeente. Met ander woorde, Jesus is by die kerk en Jesus is buite die kerk. Hy's nie binne in die kerk nie. En is dit nie ook wat ons tans beleef in die wêreld nie? Hoeveel kerke is daar wat daarvan gepraat word? Dit is 'n dominee of pastoor so en so se kerk, of dit is ons kerk. Die kerk is Jesus Christus in. Jesus is in beheer van die kerk. En hy wil hê dat ons in daardie kerk moet optree, soos wat hy ons voorgeskryf het, van Genesis 1 vers 1 tot die laaste versie van Openbaring. Is jy in 'n kerk wat optree, soos wat God wil hê jy moet optree? Of is die predikant die een wat die kerk regeer en lei? Of is dit 'n groepie in die gemeente wat die kerk lei? As jy in so 'n kerk is jy in 'n verkeerde kerk. Praat met daardie mense dat dit reggestel word, maar in die meeste gevalle is dit ongelukkig deesdae noodsaaklik om 'n kerk te verlaat om God opreg te kan dien, omdat die meeste kerke na dinge smag wat hulle wegtrek van die waarheid af. Waar staan jou kerk? Hemelvader, dit is harde woorde wat ek vanoggend weer moes sê, maar Here, dankie vir u woord. Dankie vir u versekering wat ons daarin kon kry. Dankie vir Openbaring 1, dat ons kon sien dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy die dood oorwin het, sodat ons die ewige lewe kan kry. Here, dankie dat u ons so lief gehad het, dat u hom aarde toe gestuur het vir hierdie versoeningsplan. Dankie dat sy bloed ons van ons sonde kan reinig. Ek vra u om met ons te gaan in hierdie dae wat voorlê. Behoed en bewaar ons, lei u ons en help ons dat ons sal leef soos u wil hê ons moet leef. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen.